Halleluja. Amen. Kom ons sluit ons oë. Almagtige en dierbare God. Ja, baie dankie koning. Here, baie dankie. Jesus. Dankie vir nog 'n dag. Dankie vir nuwe krag. Ja, Here. Dankie vir wysheid, dankie vir kennis, dankie vir insig. Halleluja. Dankie vir alles wat vandag plaasgevind het. Jesus. Here, want ons weet sonder U was dit onmoontlik geweest om te kon gebeur. Vader, ek kom vanaand na U toe, Here, want ek weet U is met ons. Ja, Here. Die Heilige Gees is in ons midde, Here, want U Jesus. beloof ons waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar sal Ja, die Here. Heilige Gees in sy volle kapasiteit is. Vader, ek bid vanaand, Here, salf my met my tong, salf my lippe, Here, maak my gedagtes skoon, Here, sodat Jesus. alles wat ek spreek vanaand, Here, nie my eie sal wees nie, my God, Here, maar sodat alles wat ek noem, Here, alles wat ek dink, alles wat ek gaan uiter vanaand, Here, Ja, Here, Here. deur die wil van U geskied is, my Vader. Jesus. Vader, ek bid, Here, dat die woord gehoor sal word, my Ja, God. Here. Here, waar ook al my stem mag val, my koning, Here, dat dit nie op dowe ore sal val, Ja. Here, Here, maar dit op opende harte sal wees, my God. Here, sodat die harte dit kan inneem, Vader. Here, sodat die harte kan terugkeer na U toe, my God. Jesus. Vader, ek bid en ek vra dit in Jesus se magtige naam. Nie my eie nie, my God, Here, maar alles deur die genade van Jesus Christus met baie danksegging. Amen. Halleluja. Halleluja. Familie, ek begroet U in 'n wonderlike naam vir ons koning Jesus Christus. Ja, kinders, begroet vanaand. Net in 'n onfeilbare naam van die een wat gesterf het vir ons. My pa het nie gesterf vir my nie. Halleluja. My ma het nie gesterf vir my nie. My broer, my oom, my auntie, my suster, wie Eva voor my ingegaan het, hulle het nie gesterf vir my nie. Maar Jesus, my redder, my verlosser, my geneesheer, hy My redder nie. het gesterf vir my. So ek groet U in daardie onfeilbare naam. My skrif vanaand kom uit Matteus 12. Vanaf vers 9 tot vers 14. Met die opskrif genesing van die man met die verdorde hand. Oh. Prys die naam van die Here. Ons is mos in 'n tydperk aan wonderwerke. Ons is in 'n tydperk waar wonderwerke gebeur voor ons oë. Dan wil ander mense klein as deur hom wat dit gebeur het. Ja. As deur haar wat dit gebeur het. Mense kruisig ons wanneer ons sê dat deur die genade van Christus wat dit gebeur het. Matteus 12 vers 9 lees. En hy het daar vandaan weggegaan Ja. en in hulle sinagoge gekom. En daar was 'n man met 'n verdorde hand en hulle het hom gevra en gesê: "Is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak?" Die mense vra vir Jesus: "Is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak sodat hulle hom sou kan aankla?" So daar word 'n klaar trap gesit Jesus. vir die Here. Maar Jesus sê vir hulle: "Watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het en as dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen." Ja. Toe sê hy vir die man: "Steek jou hand. Steek jou hand. Ja. Steek jou hand uit." Ja. En die man het dit uitgesteek. En dit is herstel, Gesond. gesond, soos die ander een. Halleluja. Daarom het die Fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kan opbring.
Hoeveel keer kom mense in die kerk in, dan oordeel of dan word ons geoordeel. Hy's 'n pastoor, maar hy is nie op 'n Sondag in die kerk nie. Ja. Hy's 'n evangelis, maar hy is nie op 'n Sondag in die kerk nie. Jesus. Sy's 'n pastoor se vrou, maar sy is nie op 'n Sondag in die kerk nie. Waar is die diensleier? Sy weet sy moet kom sing, Ja. maar sy is nie op 'n Sondag in die kerk nie. Hoeveel keer as ons verplig deur ons aardse werke dat ons moet gaan werk op 'n Sondag. Ja. Nie vir geld nie, nie vir beloning nie. Ja, ons word gepay vir die dag se werk, maar ons is verplig want ons het mos 'n kontrak geteken. Ja. Nie by die werkie, maar saam met die Here. Ja. Dat alles wat ons doen ons asof ons dit vir die Here doen. Maar nou word ons geoordeel omdat ons gaan werk op 'n Sondag. Hoe weet die wat ons net nie oordeel dat die werk wat ons doen is om genesing te gaan bring Ja. by 'n werksplek waar 'n sieke verlam lê, Ja. waar iemand doof is, waar iemand genesing nodig het. Hoeveel keer word ons veroordeel omdat ons gesag is, omdat ons broers of susters is in Christus, maar nou word daar gesê, nee, die pastoor kan nie uitbly op 'n Sondag, jy Sondag kerk. Sondag kerk, ja. Die diensleer kan nie uitbly, die minister kan nie uitbly nie, want 'n Sondag kerk. Wanneer gaan die Here dan praat met ons as hulle nie op 'n Sondag in die kerk is nie? Maar die Here kom en hy vra vir die mense, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het? Ons het mos net een werk. Halleluja. Almal is nie so bevoorreg om tweede, derde, vierde, vyfde inkomste te hê nie. Ja. Die man het een skaap, sê die Here. Die man se skaap raak weg. Maar die Fariseer sê, jy mag nie werk op 'n Sabbatdag nie. Jo. Jy mag nie gaan arbeid, want dit is Sabbat vandag. Maar Jesus vra vir hulle, wat 'n mens onder julle, as jou skaap verlore gaan jy nie gaan soek vir dit nie. Dit kan dalk net daai man se enigste kos gewees het. Dit kan dalk net daai man se enigste inkomste gewees het. Nou is hy inkomste weg. En nou moet ons net stil sit en terugbly en agteroor sit. Maar Jesus sê hierso, hoeveel meer is 'n mens dan werd as 'n skaap? Vele, ja. Hoe meer ag ons onsself net nie om te gaan werk vir ons families. As ons nie het nie, moet ons gaan werk. Ja. Sondag het ek 'n ding gehoor uit 'n man se mond uit wat ek nooit sou verwag ek hoor dit nie. As jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Halleluja. Prys die naam van die Here. As daar nie is nie, moet jy gaan werk. Ja. Dit is min van ons wat dit bevoorreg is om nie op 'n Sondag te kan werk nie. Ja. Maar die Here sê dan hierso, as jy iets verloor op 'n Sabbat, Ja. moet jy dit gaan soek. Dan soek ja. Want dit wat jy verloor het op 'n Sabbat, gaan jy weer gaan terugkry. Prys die naam van die Here. Maar dan kom daar mense en sê jy mag nie gesond maak op 'n Saterdag nie, want jy moet rus. Die Here het 6 dae gewerk en op die 7de dag toe rus hy. Maar in die woorde vra Jesus vir hulle. Dis die skrif nie.
En die woord en vra Jesus vir hulle, werk my Vader dan nog nie, nou nog nie. God werk elke dag van ons lewe. Ja. Want hoeveel keer het ons al gehoor al op 'n Sondag staan daar mense op uit 'n siekbed uit. Gesond gemaak op 'n Sabbatdag. En is dit God wat gesond kan maak. Is dit God wat genesing kan bring. Is dit God wat wonderwerke in ons lewe kan doen. Dan staan die mense op. Hulle kom siek keer toe. En nou moet ons sê, nee my suster, ek werk nie vandag nie, ek kom om God te doen, om God te dien. En dan gaan die mense weer siek uit, by die huis van die Here. Want die eerste skrif sê, hy het daar vandaan weggegaan, en in hulle sinagoge gekom. Jesus het in die kerk ingekom. En die kerkmense het vir hom gesê, jy kan nie werk op 'n Sabbatdag nie. Die kerkmense het vir hom gesê, jy kan nie gesond maak op 'n Sabbatdag nie. Hoeveel keer word ons net nie aangekla deur kerksmanne en vroue nie? Dit is mooi wat ek sê van my. Kerksmanne en vroue. Dis die kinders van die Here. Wat ek noem nie. Want dit sê hierso, hulle sinagoge. Hulle en die julle is maar twee verskillende tipe mense. Wanneer Jesus praat van julle, dan praat hy van die kinders van die Here. Ja. Wanneer hy praat van hulle, dan praat hy kinders van die wêreld. Ja. Die wêreld. So ons moet baie versigtig wees wanneer ons in hulle kerke ingaan. Ja. Ons moet baie versigtig wees wanneer ons na hulle openligte toe gaan. Ons moet baie versigtig wees wanneer ons na hulle konferensies toe gaan. Ja. Die man kom siek in die kerk in. Die man kom soek iets by die Here. Ja. En die Here is in staat om hom gesond te maak op hierdie Sabbatdag. Maar die mense se harte is so boos. Hey. Jesus weet wat in die hart ingaan en hy vra vir hulle, is dit dan nie beter? Is julle dan nie beter as 'n skaap nie? Ag, julle self dan so laag. Maar is julle dan nie beter as 'n skaap nie? Moet ek dan nog gejudge word omdat ek goed doen? Op 'n Sabbatdag. En Jesus kom na 'n man toe. Hy maar met die pyn wat hy het. Hy maar met die seer wat hy het. Hy maar met die versoeke wat hy het. Hy maar met die duiwels wat miskien rondom hom is. Wat om so te loop, familie. 'n verlamde hand, dit kan 'n gees ook wees van verlamdheid. Want ons het al gesien nou hoeveel keer Jesus geeste uitgedryf het, dan is die mense reg. Ja. So die gees van verlamdheid was in daai man se hand gewees. En Jesus kom na hom toe en sê, strek uit jou hand. Ja. En onmiddellik Gesond is geword. sy hand gesond, soos die ander een. Soms moet ons net ons hand uitstrek na die Here toe. Ja. Want die mens in die kerken gaan vir ons sê, nee, jy moet net sit. Ja. Jy moet net sit. As jy nonsens aanvang, dan moet jy sit. As jy dit gedoen het, dan moet jy sit. Maar die mens verstaan nie dat die Here wil uitreik na die siekes toe. Ja. Ja, as jy nonsens aanvang, moet jy luister, want jy moet gehoorsaamig wees, want gehoorsaamigheid is beter as offerande. Ja. Jy moet gehoorsaamig wees. Die woord van die Here leer my, wees gehoorsaamig aan die aardse wette. Ja. So as iemand bo oor jou geplaas is en daar word 'n orde uitgevoer, moet jy gehoorsaamig wees aan daardie orde. Mense gaan nie vir jou 'n ding sê.
en hulle wil hê jy moet jou verongeluk, Ongeluk, ja. dan sê dit 'n bose persoon is. Mense gaan nie vir jou iets sê, my broer, jy mos nou nonsens aangevang, vir jou eie veiligheid en geestelike lewe, wees eerder rustig. Ja, weer rustig, ja. Ontvang wat die Here vir jou wil gee. Want dit is weens ongehoorsaamheid wat jy hierdie daad gedoen het. Ja, Dis weens ongehoorsaamheid wat jy in hierdie struik geval het. Dis weens ongehoorsaamheid wat jy beland het waar jy is. So nou moet jy sit en jy moet rustig wees. Maar dit sê ook nie jy moet jou hand uitstrek na die Here toe nie. Want die Here wil jou hand aanraak. ja. Die Here wil jou lewe aanraak. Jesus. Om te ontvang van Jesus Christus af beteken nie jy moet stil sit nie. Om te ontvang van Jesus Christus af beteken jy moet uittrek. Vers 13 sê so mooi. Toe sê Jesus vir die man, steek jou hand uit. En die man het geluister. Ja, gehoorsaam met jou. Die man het geluister en het sy hand uitgestrek. Jesus het nie die man aangeraak nie. Jesus het nie die man aangeraak nie. Jesus het gesê, steek jou hand uit. Ja, spreek. Net omdat hy gehoorsaamig was aan die orde wat die Here vir hom gegee het, Gezond het hy geworden. genesing gevind. Gezond geworden. Soms, wanneer ons 'n orde ontvang, moet ons dit doen. Ja, niks vraag nie. Soms wanneer die pastoor vir jou sê, sit stil, wees rustig, ontvang, dan moet ons dit doen. Ja, Here. Want as ek aan mekaar gaan blab, 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 heeltyd links en regs, Halleluja. dan kan ek nie hoor wat die Here vir my wil gee nie. Ja, Ek kan nie ontvang en kan nie luister na wat God vir my probeer sê nie. Want my mond blaf, 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 blaf die hele tyd. ja, Maar die oomblik ek choep stil sit, ja. dan kan ek begin luister na wat die Here vir my wil gee. Dan kan ek begin inneem. So as die Here vir my sê gaan links, dan luister ek nie na daai ene deur aan die kant Ja. wat so blaf blaf en dan hoor ek regs nie. Want ek het geblaf blaf blaf regs en na toe. Regs verongeluk ek my. Maar toe ek stil sit Ja, en ek luister na die stem van die Here, toe hy vir my sê, steek uit jou hand. Toe kon ek besef dat in my stilte tydperk het die Here met my gepraat op so 'n maat dat ek sy stem kon hoor en sy ordes kon uitvoer. Maar daar gaan mense kom. ja. Dis die naam van die Here. Dat gaan nie. Vir hulle ook. Daar gaan mense kom wat in opstand gaan kom teen jou. Net omdat jy ook orders uitvoer. Daar gaan mense kom wat sê, nee man, wat se pastoor is die? Jy kan mos hier nie Sondag nie in die kerk kan wees nie. Nee man, wat se evangelis is jy? Jy sit dan nou net stil. Jy doen dan nou niks in die kerk nie. Maar daar is 'n tyd vir alles. Ja, Daar is 'n tyd om te praat. Daar is 'n tyd om te luister. Ek kan nie praat en luister gelyktydig nie. Want ek kan nie iemand anders se stem hoor bo oor my stem nie. So as ek elke keer gaan net blaf, 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 dan gaan ek nie hoor wat vir my gesê word. En kyk mooi. Die Here kom. En hy kom nie hoe nie. Die Here kom en hy praat deur donder weer. ja, Iets wat die hele aarde kan hoor en sien. So as die Here kom praat, kom hy nie klein nie.
Hy kom op 'n manier waar ons oë en ons ore moet oopgaan sodat ons kan besef dat die Here is nou besig om te praat saam met ons. Hy sê vir die man, strek uit jou hand. Ja. Strek uit jou hand. Nie hou jou hand op nie. Ja. Nie dit doen nie. Strek uit jou hand. Nou as ek my hand uitstrek, dan beteken dit ek strek uit vir iets wat Ja. aan die ander kant is wat ek wil ontvang. As ek so maak dienaar en jy strek jou hand uit, dan beteken dit jy gee vir my iets wat ek vra. Ja. Maar nou doen ek dit. En ek doen dit. En ek doen dit. Niks. Dan ontvang ek niks nie. Ons moet net ons hand uitstrek wanneer die Here in ons teenwoordigheid kom. Is elke dag. Ja. Sien wat nie? Is elke dag. Die andere keer. Die Here is elke dag in ons teenwoordigheid. Ons moet ons hand uitstrek. Die man het nie 2 keer gedink. Die man het kerk geloop. Die man het kerk toe gegaan met 'n rede, hy wil gesond word. Maar die mense het elke keer gesê, nee broer, nie vandag nie. Dis hoekom Jesus in hulle sinagoge gegaan het. Want hulle het dit gemaak, dis ons plek die. Ja. Ek is die apostel van die kerk, niemand gaan my sê nie. Ek is die pastoor van die kerk, niemand gaan my sê nie. Jesus. Ek is die profeet in die kerk en niemand gaan my sê nie. Hulle kerk het Jesus ingegaan. Maak nie saak waar ons is nie. Jesus kom tot by jou plek. Wanneer jy die baas wil speel van 'n plek, Jesus kom tot aan binnekant. En hy sê, hierso is iemand vandag wat moet gesond raak. Ja. Uw familie, my bemoediging vandaan vir een en elkeen van ons is. Dat ons stil word. Ja. Net vir 'n oomblik, lank genoeg. Sodat ons kan hoor wanneer sê die Here, kom nou my kind. Ja. Strek jou hand uit. Daar's iets wat jy moet vat. Daar's iets wat jy moet ontvang. Daar's iets wat jy moet neem. Laat ons ons hande uitstrek. Nie bakkie hand gaan staan voor die Here. Ja. Ook nie bakkie hand gaan staan voor die Here. Ons moet werk vir die Here. So as ek 'n agreement sluit met Jesus, dan sê ook fyn, dit wat U vir my wil gee, gaan ek nou in besit neem. Ja. Want die man se hand was herstel onmiddellik. So gesond soos die ander ene. Hy kon nou beter werk met al 2 hande. Hy kon Halleluja. nou 'n spies vashou en hy kon nou 'n shield vashou. Ander dag word net so. Hy kon net keer. Hy kon net keer. Maar nou kan hy daarom op 'n tek ook gaan. Prys die naam van die Here, familie, die woord is uit. Ja. Amen. Laat ons ons hande uitstrek. Ja. Dat ons stil word en luister wanneer die Here sê, kom nou. Samuel word 3 keer geroep. Hy worry. Ja. Die 4de keer toe roep die Here 2 keer Samuel, Samuel. Ek is ook nou in so 'n geval. Die Here roep my 3 keer, 3 nagte agter mekaar. Ja. Ek hoor nie. So wanneer die Here hy 4de keer gaan roep, Leroy. Hy gaan nie van evangelis wees nie. Leroy. Hy gaan my op my naam noem wat my gegee was. Leroy. Ja Here, wat kan ek knegt vir u doen? Ja. En die Here God seën.